wêreld. En ons sien hoe die opskrifte lei van doodslag, aanslag, en hoe die duiwel besig is om die mens en dit wat God in die mens ingebou in sy karakter, hoe die duiwel dit vernietig en verniel. Soldate wat doodgeskiet is hierdie week. Een van ons pastore in Amerika hierdie week in 'n voertuigongeluk is hy 'n pragtige vroutjie, al bejaard is 'n pragtige vroutjie in daai ongeluk huis toe oorlede. In Suid-Afrika is daar allerlei verskonings hoekom ek nie by die huis van die Here kan uitkom nie. En mense vra die vraag, hoekom voel ek so ver van God af? Wil ek jou vanmôre die versekering gee, God het nie beweeg nie. En ek gaan jou 'n inleiding preek van 'n woord vandag. Soos die Gees van die Here my lei in aanloop na die nagmaaldiens volgende Sondag. Want dit gaan 'n groot nagmaaldiens wees. En as ek sê dit gaan 'n groot diens wees, dan beteken dit dat ek vertrou God om in sy volle glorie vandag, maar veral volgende Sondag met ons te kom ontmoet. Want hy moet eers iets vandag aanspreek voordat hy sy heerlikheid aan ons kan demonstreer. Ja. Dit verbaas my hoe ons te kere kan gaan voor 'n TV wanneer die Springbokke speel. Dit verbaas my hoe ons kinders hulle heupe kan swaai, en ek gou met die dogtertjies dopie op die gronde wat so lekker speel, en hy speel, en dan het hulle musiek, en dan dans hulle, en dan staan ek in my vroukie vir hulle, en kyk hoe hulle dans, en te kere gaan, en hulle is in hulle eie wêreld, maar wanneer ons as mense in God se teenwoordigheid kom, dan voel dit my baie dae, soos toe Jesus by die kruis, by die tempel loop op pad Golgotha toe, is die priesters besig met hulle daaglikse offer, en die hoofpriester het eers geweet, die enigste en die laagste hoofpriester is besig om te stap Golgotha toe. En ons gaan al met ons ritueel. Ek het vanmôre nog nie vir almal die WhatsApp jou is baie moeilikheid, hulle het by hierdie week geblok, sê ek broadcast te veel boodskappe, en so hulle gaan ons begin 'n moeilikheid gee, want daar word waarheid gepraat en die duiwel is kwaad. Maar ek wil vanmôre vir die vyand 'n waarskuwing rig. In hierdie uur gaan ons sy sterk knoop, en ons gaan hom in die pad afjaag, laat die stop staan, en ek speel nie. Ek is daarop uit om Jezebel se spirit in hegtenis te neem. God het ons 'n brief gegee om hom in hegtenis te neem, hom op haar, want sy manifesteer in 'n hom en 'n haar. Sy's multifunctional, en daar's verwoestingswerk besig om aan die gang te wees onder ons neuse. En die duiwel is besig om mense te verwoes. Hoekom? Want die kerk, die mens, is nie op die plek waar sy moet wees met God. Wil jy met jou Bybel oopmaak? By 1 Samuel hoofstuk 1. Sê dit het, sê amen. 1 Samuel hoofstuk 1. Is hier iemand hier teenwoordig wat al ooit in 'n geselskap gesit het, en jy gesels, maar niemand gesels terug nie? Is hier so iemand? Dis boring, né? Pastore, dis boring. Ek kan partykeer ook met my vrou gesels. Dan sê ek maar baie keer, liefie, jy het nie nodig om afwesig te wees, om afwesig te wees nie. Maar wanneer ons die woord van die Here bedien, nou mense het gesê, ons kan saam sing, ons kan nie saam praat nie, dis 'n leuen. Wanneer ons die woord van God bedien, gesels saam, is iets vir jou nie reg klink, jy sê dan maar eindig.
Maar ek wil hê jy moet vanmôre hierdie woord hoor. Hy sê in 1 Samuel hoofstuk 1 vers 2. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Rigters, Samuel. As ek het reg het, die 7de boek in die Ou Testament. 1 Samuel hoofstuk 1 vers 2. En hy het 2 vroue gehad. Die naam van die een was Hanna en die naam van die tweede was Penina. En Penina het kinders gehad. Maar Hanna het geen kinders gehad nie. Vers 4. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad. Maar die Here het haar moederskoot toegesluit en haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoorn, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as hy opgaan in die huis van die Here. So het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op, nadat hulle geëet het, nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here. En bitterlik bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien, en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar mond ag gegee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word, en Eli het gedink sy was dronk. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra, sit jou wyn in jou hand weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie. Maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie u dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek nou tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede, en mag die God van Israel jou bede gee, wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy, mag u dienares guns in die oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan, en sy het geëet, en haar aangesig was anders. Vers 20. En by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem. Wat het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Vader, in die naam van Jesus Christus, vra Here kom en spreek deur die knegt vanmôre. Vra Here dat u salwing hierdie woord sal dryf, dat die Heilige Gees hierdie woord sal bekragtig en penetreer in elke hart vanmôre, in Jesus wonderlike naam, en beheerlik u self daardeur. En ek neem nou gesag en autoriteit oor hierdie diens en oor elke gedagte, in Jesus wonderlike naam. En die kinders van die Here sê amen. Ek het vir julle laat weet, ek gaan vanmôre praat oor 'n cry of a barren womb. Die geween van 'n baarmoeder wat opgedroog het. En daar is niks so erg as 'n vrou wat nooit bevrugting ervaar het nie. Sy het by die jare baie met die mense gewerk. Sy het vir baie mense gebid.
wat al 'n seentjie het wat 10 jaar oud is en dan smag om nog 'n babietjie te hê. En die dokter sê dis onmoontlik. Daar was operasies. En dan het ons binne gebid en nou doktertjie is seker al 20. Dis hoe lank dit terug was. Maar dan is daar hierdie vrouens wat die hartseer en die leemte, die ellende ervaar en ken van die feit dat hulle nooit kinders gebaar het. Daar's baie wat ween daaroor. Daar's baie wat vrede moes maak daaroor. Daar's al baie wat gesterf het sonder die vreugde van 'n botteltjie wat in haar arms lê. Daar is niks so erg wanneer die vrug van swangerskap nie ervaar word nie, Lena. Geen vrug op die liefde van 'n man en 'n vrou. Wanneer hulle by mekaar kom en mekaar liefhet en omgee. En die droom om 'n kleintjie te hê. Net om uit te vind maand na maand. Jaar na jaar. Niks gebeur nie. Die liefdespel is daar. Die kommunikasie is daar. Maar niks gebeur nie. Die passie is daar. Jy moet verstaan in die konteks wat ek praat vanmôre, pastoor, dat die saad word gestort, en niks gebeur nie. Dit los 'n leemte. Dit los 'n mens met vraag en met vraagtekens. En dan kyk ek verder en ek sien dat hierdie vrou met die naam van Hanna, daardie passie tussen haar en Elkana, hy was vir haar baie liewer as vir sy Penina broodjie. Hy was erg vir haar. Kyk, my vrou is so skerp. Dis waar die broodjie se naam vandaan kom, Penina. Daardie oomblik wat jy by die dokter uitkom en die dokter vir jou sê, dis onmoontlik. Ek glo nie net in 'n moederhart nie, ek glo in 'n vaderhart. Ek is een van hulle wat nooit kinders kon hê. En ek kyk na hierdie vrou se smagte, haar passie. Maar dan hoor ek ook op die sideline hoe sy gespot word, hoe sy geterg word deur die ander vrou, Penina. Omdat hierdie vrou se skoot oop is, omdat sy vrugbaar is, en omdat sy seuns en dogters by Elkana verwek het. En ek kyk na hierdie vroukie Hanna, hoe sy ween voor God, en hoe sy met haar man in die kabel, en hoe sy wonder, maar wat is fout met my? Hoekom kan God my nie vertrou met 'n kind wat ek so passievol wil hê? Here, wat is fout met my? Net soos Penina deur U gemaak is, soos ek ook deur U gemaak, Here. Net soos wat U vir haar 'n lewe wil hê, van geluk en voorspoed, wil ek glo dat U dit ook vir my wil hê. Maar Here, hierdie een ding kom kort in my lewe. Ek wil 'n kind hê. Lees op 'n ander plek van 'n vrou wat sy broerskoot ook gesluit was by die naam van Rachel, waar sy uitgeroep het en gesê, Here, gee my 'n kind, anders sterwe ek. Daardie passie, daardie leemte om te besef, as U my nie 'n kind gee nie, Here, dan verkies ek eerder om te sterwe. Jy moet by my bly, ek gaan sien waar jy gaan hê. Die woord van die Here sê vir my, Elkana was baie lief vir haar. Hy het by haar gestaan. Hy het haar die beste gegee. Maar soms in hierdie aardse lewe tussen twee aardse mense kan jy jou beste gee en jou beste sal nooit genoeg wees vir die craving, vir die honger, vir die verlange van om 'n babietjie te hê nie, want haar baarmoeder is opgedroog, is toegesluit. Die woord van die Here sê, sy lê by die trappe van die tempel. Aan die een kant staan die stoel waarop Eli sit. En hierdie vrou op die trappe van die tempel
van die tabernakel, van God se woning, het sy gaan lê op die trap om naby aan God te voel, want die nabyheid was toe sy sê, van haar man kon haar niks meer bied nie. Die nabyheid van haar familie kon haar niks bied nie. En dan die spotting in haar ore van die een wat haar terg en haar uitlag, omdat sy alles het wat sy begeer. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar's niks so moeilik om iets in die lewe van God te begeer en te sien hoe ander met dit sit en dit nogals vernieuw ook, terwyl jy 'n krywing het en sê, Here, dink aan my, remember me, Almighty One, remember me. Daar is niks so moeilik, wanneer jy God betrou vir iets, en jy weet almal om jou het dit, en jy, ek het hoeveel keer in die jare gesien, wanneer nuwe voertuie by mense opdag en afgelewer word, en dan gaan staan ek by die mense en sê, geluk, die Here seën jou, en mag hierdie voertuig vir jou net seëninge bring, dan loop ek 17, 20, 33 kilometers met my voete, omdat ek nie een het nie, en ek vra, Here, wat is dan fout met my, is ek belaats? Al die jare het ek self gesien in die bediening, hoe belaats ek kan wees teenoor die res van God se huis, omdat ek iets anders het, wat hulle dalk nie het nie. En Hanna lê by hierdie trappe, en sy was so uitgeput, frikkie, dat net haar mond en haar lippe beweeg, wat sy nou uiteindelik net in haar hart bid en sê, Here, dink aan my, Here, dink aan my, geef vir my 'n kind, 'n seun, Here, sodat ek hom vir U kan teruggee. Ek wil net daai gevoel hê wat dit is om swanger te word, om vrugbaar te wees, en iets vir my man en die samelewing te beteken. Kushatala papunto. Hy loop by trappe, en sy bid, sy roep uit, en sy sê, Here, dink aan my. Uitgemergel uit, sy is moeg, sy sat. Here, wat van my? En hier langs daar staan 'n vrou, wat haar terg, wat haar spot, wat haar my boeglike naam wil gee, en al wat hierdie vrou kan doen is om net hier by die trappe te lê, voor God, en uit te roep. En weet jy wat is my so kosbaar? Terwyl sy uitroep na God, terwyl sy uitroep, hoor ek, Here! En in die gange, na sy troonkamer, die Here, dink aan my, dink aan my, dink aan my, soos ek weer galm op na sy troonkamer. Here, asseblief, ek smeek U. Wie het al daai gebed hier vanmôre? Wie is hier vanmôre wat al gebid het en gesê, Here, net nog hierdie een keer, Here, dink aan my, Here, asseblief, Here, ek wil uitgedroog, ek en my vrou hierdie week deur 'n moeilike week gegaan. Gister was ek verskriklik verneder gewees. Ek het na my vrou toe gestap en gesê, kan nie meer nie. Ek het uitgeroep en gesê, Here, dink aan my. En hierdie boodskap wat ek met Berlin vanmôre weer galm in my gees, en ek hoor my stem weer galm tot by die troonkamer van God, en dit voel net asof niks gebeur. Is iemand wat dit al ervaar het, wat gebid het en gesê, Here, nie net my baarmoeder nie, maar my vrou sin en my man sin en my kinders sin en my familie sin, Here, Suid-Afrika sin. Lees hy by die trappe en sy huil voor God, en sy roep uit na God, en sy sê, Here, dink aan my. Ek kyk vanmôre na mense, Pastor Surita, ek kyk vanmôre na mense, en ek sien hoe hulle in die teenwoordigheid, en ek het altyd soveel vrae gevra, gesê, Here, hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees dat wanneer 'n wêreldsliedjie begin en dan wil ons net dit doen en die voete juk en ons wil dans, en wanneer 'n wêreldsliedjie speel, dan wil ons wil te kere gaan en ons wil partytjie hou en ons wil rook en drink en party en al die wêreldse goede. Maar wanneer sy die gees van God inbeweeg by 'n gebou waar sy vanmôre 'n bietjie instap en die Surita speel daar jou liedjie, kind van God, wees nie mismoedig. En ek kyk haar so na en ek sê, jy so lyk.
Wanneer mense in die teenwoordigheid van God inkom en hulle voel morsdood, hulle voel niks nie, wil ek vanmôre vir jou sê, dat die kerkewêreld en duisende mense, se geestelike baarmoeders het opgedroog, dat God se teenwoordigheid nie eens iets aan hulle kan doen nie. Ons sit vanmôre en kyk, en ek die Here gee my die antwoord en hy sê vir my, weet jy wat is die probleem? Dat hierdie ou wêreld en die kerkewêreld het so agter predikers aangehardloop en naampredikers aangehardloop en prosperity prediking aangehardloop en dat die gedaante van godsaligheid, maar 'n paar moeders is kerkdroog. Dis nie ek wat in hulle midde is, dis nie. Predikers staan Sondag na Sondag op kansels en dooie predikers preek, dooie boodskappe vir dooie gewone, maar die baarmoeder van die prediker is morsdood. Kyk ek verduidelik, my liefie Jenny, wat is die probleem? Ek het dit neergeskryf in Engels, sodat jy dit mooi moet hoor. Wat is die probleem? Dat daar geestelike dooie baarmoeders in die kerk is. Want daar is 'n vlees vir swangerskap. Daar is 'n vlees vir hoenders, maar hulle is nie daders nie. Hoekom? Because commitment brings intimacy. And intimacy brings conception. And conception brings labor. And labor produces a baby. En daardie babatjie wil ek nie hê nie. En ek sit in die diens en ek praat, Here, daar duisende, jy weet daarvan, Shannon, jy weet daarvan. Daar duisende, het onder hierdie bediening en julle bedieninge gelê onder die krag van God, en tale praat en huil. En ek vra, Here, waar is hulle vanmôre? En ek verduidelik, waar is hulle? Op presies dieselfde plek as daai mammas wat rondloop in die strate van Capital Park en Andion en Daspoort en oral in Newlands, Johannesburg en Randfontein, ek kan die dorpe so opnoem. Loop daar mammas met stootkarretjies en babas en die pappas is nie teenwoordig nie. Hulle is afwesig, want die man wou net die lekker hê, van die passievolle genot van die liefdesproses, maar hy het nie besef dat daar saad geskiep word en daardie saad gaan iets na vore bring waarvoor verantwoordelikheid gevat moet word nie. En daardie verantwoordelikheid is 'n baba, dat hardloop hulle weg. En ek wil vandag vir jou sê, in die kerkewêreld is dieselfde. Ons wil in die kerk kom, bless me if you can, pastor. Musikante, bless me if you can. Kyk of julle my kan beweeg. En ons wil hande opsteek, 'n bietjie hoendervleisskool, en dan wil ons huis toe gaan, want ons wil nie daai saad in ons binneste hê nie, want daardie saad bring bevruchting, en hy bevruchting bring 'n baba, en hy baba bring 'n verhouding met God, en hy verhouding met God bring vanmôre, hoe kom op 'n sjandabaaianda, verantwoordelikheid. En ek wil dit hê nie. Daarom is ek in die gedaante van godsaligheid. Ek het geen krag nie. Hulle lyk soos die kerk. Hulle praat soos die kerk. Hulle trek aan soos die kerk. Hulle loop soos die kerk. Maar hulle is kragteloos. Want hulle baarmoeders het opgedroog. Niks maak kontak nie. Jy kan preek dat die sweet jou afdamp. Jy kan 'n godswoord aflewe dat jou bene krampe kry. Jy kan na 'n boodskap doodmoeg wees. Deur die week leef ons nog steeds soos 'n klomp boemelaars. Deur die week, en ek wens ek kon hierdie boodskap vir Suid-Afrika preek. Want ons lewe deur die week soos 'n klomp boemelaars. Kaalkop, afgeskede hare. Ek sê nie mans met lang hare dra nie. Ek praat van geestelike hare. Ek praat van 'n verhouding, 'n teken van jou verhouding met God. Ek kan af het naar een boek. Ek glo as jy wil, daar is geestelike opgedroogde baarmoeders vanmôre in hierdie land, wat huil van 'n aanraking van God. Maar ek kry dit nie, want die pastore is mors dood. Van dit kos
'n prys. Dit kos afsondering. Dit kos wandeling met God. Dit kos om baie keer weer dankie te sê vir plesier en byeenkomste en familiebyeenkomste en rugby of wat ook al en net met God te sit en praat. Ek sit baie keer in my stoel aan die TV-kamer, dan trek ek daai speaker langs my, dan sit ek hom aan en dan begin ek vir my tempo musiek speel, dan sit ek net en huil voor God vir ure, want daardie huil voor God maak my binneste skoon, want mans is ons geleer, ons moet nie huil nie, en papa en mamma het gesê, jy's 'n man, jy huil nie, want papa se baarmoeder was droog, nou is jou baarmoeder droog, en daar's nie 'n verhouding met God nie, want die papas is al besig, en die mamas loop rond met jou babetjies, en papa het gegaan om brood te koop, en hy het nooit teruggekom, want hy het met LSD en gemors die mekaar geraak. Ja. Daar is 'n geween van geestelike baarmoeders wat opgedroog het. En weet jy wat? Die hartseer van die opgedroogde baarmoeders is, dat daar is nie eers 'n skuldgevoel in binnekant. As ek iets verkeerd sê, iets verkeerd doen, of iets verkeerd praat, of iets verkeerd handel, of wanneer meer mense iets verkeerd doen nie, want ek het geen skuldgevoelens nie, want my baarmoeder het opgedroog. Die Gees van God kan nie meer my touch nie, en sê stop. Gister toe ek voor hy man staan en hy op my afhang, toe dink ek, joh, Here, as ek nou my weermag daar was, dan het ek my arm net so teruggetrek, en hy was op die grond. En die Gees van die Here druk dadelik op my hart, in my gees, in my baarmoeder, en hy sê vir my, dis nie van my af nie. Staan terug, ek sal jou stryd vir jou stryd. Want ek wil môre vir jou sê, God sê, staan terug. Hy gaan jou stryd vir jou stryd. Jy gaan dit nie in jou eie krag regkry nie. Jy gaan dit nie in eie woorde regkry nie. Die beste manier is op jou knieë. Oh, redeeming love. Julle moet laat my vrou koop as sy preek, dat sy vir preek oor redeeming love. Die beste manier waar jy mense kan bereik sonder om teenwoordig te wees, is op jou knieë. Die beste manier om mense te bid sonder dat hulle jou vloeke skel, is op jou knieë. Jy het nie eens nodig om baie te wees nie. Jy het nie eens nodig, my moeder het 'n Palaporwa gesit oor die 600 km van my, en dan sê hy bel, dan weet ek sy bel met 'n rede. Dan sê sy, wat gaan dan met julle aan? Hoekom is jy siek? Dis my vraag. Sy het al baie keer gebel en vra, wat is fout? Op jou knieë, in jou binnekamer, jou baarmoeder kan net nat word en bevrug word en gesond word in 'n binnekamer verhouding met God, so waar jy lê by die trappe van sy troonkamer, soos hierdie Hanna gelê by die trappe van die tempel, is dit tyd vir môre, dat ek en jy by die trappe van God se troonkamer gaan lê, en sê, remember me, O mighty one, oh, remember me, O mighty one, ja, daar volg jou, dit sal weer gaan, tot by sy troonkamer, en hy gaan jou antwoord. Ek weet dit nie wanneer, hy gaan jou antwoord. Hy het gesê, dat voordat jy nog gevra het, hulle vra my, hoekom sit jy nie jou van, as jy boodskap uitsê, sit jy nie altyd pastore Herman en Channelie, hoekom sit jy jou van by nie? Ek het nie 'n van nie. Hy het my by my naam geroep. Nie by my van nie. Hy het my by my naam geroep. Hy weet wie syne. Hy wil hê jy moet vanmôre terugsak en die geveg uitlos en vanmôre weet dat daar kan alleenlik lewe binne in jou kom. As jy hierdie boodskap van vanoggend kan verstaan en besef dat as jy dood voel binnekant, as jy voel die Here antwoord nie, ek wil vanmôre vir jou sê, ek het dit net gesê en ek herhaal dit, God het nie beweeg, jy het beweeg. God wil jou antwoord, God wil vir jou doen, ver bo wat jy gedink het of gebid het of gevra het, maar die feit is net, jy moet terugbeweeg na God, en jy gaan hom net kry in jou binnekamer. Sondag wanneer jy by mekaar kom, as jy wil onderstel om uit te leef wat binne in jou binnekamer gebeur. Want God wil jou in privaatheid ontmoet. Hy wil hê jy moet op die trappe van sy troonkamer lê en uitroep en sê, Here,
Die vrou se baarmoeder was dood, sy was onvrugbaar, haar skoot was gesluit, en wanneer God iemand se skoot sluit, is dit moeilikheid, vra maar vir die vrouens wat vir Moses gespot het, vra maar vir die vrou wat vir Dawid gespot het, hoe God hulle skote gesluit het, toe hulle geterg het, uitgelag het, en probleme gegee het God hulle skote gesluit, en ek wil vandag vir jou sê, dis dieselfde, as jy maar warm of koud, maar wat jy lou is, sê God, gaan ek jou skoot sluit, en gaan jy uit my mond uitspoeg. Dit staan in die Bybel. Ek bring net skrif. Die vraag is, dit wat jy lewe, en dit wat jy praat, en dit wat jy doen, is dit sterk genoeg, dat Jesus daarvoor sou sterf. En is dit sterk genoeg, dat die Here jou kan seën in jou leefwyse. God gaan nie, jy het nou 'n fout gemaak, ne? En dan kom jy, ek glo my pa sal my vergewe, ne? En sê pa, gaan kamer toe, van die bel saam. Oeps. Is ek reg? Hoor mooi. Ek kan nie Sondag, en dan sê die Here gaan my, en daar is nie 'n ding soos liewe Jesus nie. Liewe Jesus is my kindertjies. Jy moet volwasse in die Here genoeg wees vanmôre om te weet, ek het 'n God wat heilig is. En as ek wil hê hy moet my baarmoeder aanraak, dan moet ek op die trappe van sy troonkamer begin klim. Die pastoor kan dit nie vir jou doen nie, jou man kan dit nie vir jou doen nie, jou vrou kan dit nie vir jou doen nie. Jy moet dit self met God doen. Ek bring vir jou boodskap van hoop vanmôre, 'n inleiding tot volgende Sondag. Hoor mooi, niks moet jou verhinder om op die trappe van God se troonkamer te kom in jou binnekamer nie. En al voel dat jy bereik niks nie, en al voel jy daai eerste paar dae dood, druk die Here. Sit musiek aan en begin om loof en prys, jy gaan dit deurbraak kry. Jou vlees moet sterf, sodat jou gees kan lewe. Because God can only meet with dead men. En as ek dit sê, dan bedoel ek, vlees kan nie in sy teenwoordigheid opstaan en overwhelming wees en trots wees nie. God gaan in hierdie uur trots uit mense uitbrand met sy vuur. Want trots het Satan uit die hemel uit laat val. Trots het huwelike opgebreek. Trots het verhoudings opgebreek. Trots het kerke opgebreek. Gaan nie toelaat dat Satan sy toon eers in die deur insit nie. En ek glo is genoeg mense wat saamstem daartoe. Hoor mooi. God is heilig. En hy gaan net jou geestelike baarmoeder aanraak. Die oomblik as jy 'n binnekamer verhouding met hom het, waar jy sterwe in jouself. Laas Sondag het Pastor JJ gepraat oor die skrif wat sê, ons moet in die wêreld gelykvormig word, is ek reg, maar vernuwe in ons denke. Maar mooi, het jy regtig ter harte geneem wat hy gesê het? Want daar gaan baie seker teachings nou kom. Ek gaan terugstaan 'n bietjie met preek, maar ek wil hê julle moet geleer word. Ons preek en die boodskappe val op dooie baarmoeders. En niks verander nie. Volgende Sondag moet ons maar weer almal opwen. En volgende Sondag moet ons weer almal smeek, steek jy jou hand op. Jy moet 'n verhouding met God kweek, om te kan weet, dat wanneer ek in sy teenwoordigheid inbeweeg, dan gaan ek dit in met lofprysinge en aanbidding. Pastor JJ sê, vroeër vandag, hy sê, binnekort gaan die heel wat nuwe gesigte hier inbeweeg. Ek wil vir jou sê, ek het by daai venster gestaan, by daai deur en by daai venster, ek het gesê, Here, vorm die kern, wat hier moet gebeur. Dis nie myne nie. Vorm die kern wat hier moet gebeur. Wat as ons geestelik gesond is, en geestelik op standaard is, en ons baarmoeders vrugbaar is, dan gaan ons nimmeries gesond word, en nimmeries begin groei. En ek en jy vanmôre verantwoordelikheid, en dit is 'n waarskuwing. Ons het 'n verantwoordelikheid
teenoor onsself, teenoor jou medemens, die wat hier sit vanmôre. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor God en elke mens wat nie gered is nie. Totdat jy gered is hulle bloed op jou hande. Is jy met my? Sê vir jou langs, hy praat met jou. Ek gaan nie 'n teks uitlos, want dit is die volgende Sondag, maar ek lê, maak vir my oop, iemand wat vandag hard kan lees, Psalm 126. Ek wil jou wys, wat is God se belofte aan hierdie bediening, en aan elke ene, wat vanmôre bereid is om op die trappe van sy troonkamer te lê, en te bid, en te roep, en te sê, Here, raak my aan, maar jy sê, ek wil 'n kind hê, ek praat geestelik. Here, ek wil u Heilige Gees, u salwing, u vuur, u autoriteit, u krag, u gesag, u liefde, Here, vol my met u volle godheid. Pastoor Rachel, lees op vir my, baie hard. 'n bedevaartslied, toe die Here die lot van Sion verander het. Stop. Wie is Sion? Wie is Sion? Die kerk van Jesus. Dis profeties. Hy praat met die kerk. Dankie. Hy sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Stop. Toe hy Sion se lot verander het. Die hele nou gewonder en gaan hy nou juig as die profetiese woord wat oor haar uitgespreek is, en sy vind Desember uit sy swanger. Hoe gaan sy juig? Nou liefde, jy kan my was grond en aankyk, ek kan 'n fisiese baba wees, ek kan 'n boodskap van Here wees, maar swanger wees, swanger raak. Was hulle mond en hulle tong gevul met gejubel en gelag. Amen. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Stop. Die Here, nie ek nie, niemand anders nie, die Here God heilig, het groot dinge, wanneer God jou situasie gaan instap, sal mense herken, dit was nie jy nie, dit was jou God. Dankie. Die Here het groot dinge aan hierdie mense, aan ons gedoen. Ons was bly. O Here, verander ons lot soos die waterstrome in die Suidland. Stop. Niks met die Suidlanders politieke party te doen, die klomp duiwels nie. Nee, het hy ons lot in die Suidland verander. Suid-Afrika, Suid-Afrika. God wil iets in hierdie land, en hoor my mooi, daar's baie boodskappe wat uitgaan op Facebook. Daar's baie ouetjies wat preek, omdat preek lekker is, en omdat hulle naam maak en likes kry, en volgers kry en geld kry. Nee, hoor mooi, God het 'n plan met Suid-Afrika, maar net deur sy verwysingsraamwerk en sy waarheid, die apostoliese Pinksterwaarheid. Geen ander manier nie. Dit gaan geen kerkorganisasie wees nie. Dit gaan 'n beweging wees wat in handelinge ontstaan het. Dankie. En die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Het julle gehoor? Frikkie, het jy gehoor? Suster, het jy gehoor? Pastor JJ? Sherry? Helene? Julle wat bid vir families? God het jou trane nie mis gekend nie. Daai trane wat drup op die trappe van die troonkamer. Terwyl jy voel ek kan nie meer nie. Terwyl jy voel ek is moeg. Terwyl hulle jou spot en jou behandel asof jy 'n stuk skuim is. Wees maar net Jesus. Want op my troonkamer se trappe gaan hy jou ontmoet. Because without him, I can't do nothing. Without him, I'm lost. Without him, I'm like a ship without a sail. Dankie.
Hy loop alweer en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Baie dankie. Dis nie almal wat sê, Here, Here, wat in die koninkryk sal ingaan nie. Hoor mooi, hierdie boodskap is 'n waarskuwing vir elke prosperity prediker. Dat hierdie koninkryk van God kan net bereik word deur die trane van elke siel wat sy baarmoeder aangeraak is. Touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same. There's only one way to touch Him. Just believe when you call op die trappe van die troonkamer on His name. Dit gaan nie kom met 'n Bybel nie. Dit gaan nie kom met 'n leefwyse deur die week wat God nie behaag nie. Ek het hierdie week 'n verskriklike boodskap gekry op WhatsApp. Dit is 'n verskriklike lang boodskap. Ek vertrou my man. Maar waar 'n swak prediker skryf uit Ghana, Ghana, wat hy hierdie boodskap aangestuur het en het by my uitgekom. Waar die Here hom na 'n ongeluk in die hel ingevat het. En hy het verskillende groeperings gesien en dit maak vir my nogal sin. Dis een groot hel, maar hy borde gesien wat sonde was in mense se lewens. En die ergste van alles is, hy het predikers gesien brand. En die ergste is, hy het by 'n hek gekom. En daar het 'n ou man gesit op 'n stoel, met 'n rooi pak aan, met 'n lang wit baard. En toe hy deur die hek gaan saam met die Here, toe sien hy hoe mense en predikers brand in die hel, wat die kersboom en die kersvader dreige aan hulle nageslagte verkondig het, terwyl het 'n leem in die put van die hel is. Ek was geskok. Ek glo in die geboorte van Jesus Christus. Ek glo in die maagdelike geboorte van Jesus Christus. En ek glo dat hy in Oktober maand tydens Hoofdfees gebore is en hierdie 25 Desember. Ek weet ook hoe ek dit nou inbring nie, maar die Gees van die Here lei my. Maar hy sien hoe hierdie mense praat en ek kyk vanmôre die kerk waar ek gepreek het en self weet nie na waar jy gepreek het, is vol Kersbome. Daar is net een verlosser. Daar is net een Messias. Daar is net een troon, en daar is net een wat op die troon sit, en sy naam is Jesus, die ewige Gees van God, die ouwe van daar, koning van die eeuwe. Ek wil jy moet môre verstaan. Ek het so my familie, wat ek die afgelope tyd laat weet het, julle bloed is nie meer by hande nie. Julle wou nie hoor nie. Ek skyn stom af met julle. Want mense wil nie luister nie. Wat hoekom? Hy is so ver heen in dit wat hy glo. En ek het my kerk en ek het my prediker, dit wat ek glo, soveel mense het in die hel beland het oor hy rempie. En luister aan my. Ek het dit alles. Weet wat het God gedoen? Romeine 1. Hy het hulle oorgegee aan die welniste van hulle begeertes. 'n reprobate mind. Dit beteken, jy het aangehou dinge doen wat God nie behaag nie, en jy bly vergifnis vra jy doen, bly begin, en toe besluit God, is nou genoeg, dis nou nie meer 'n fout nie, ek gee jou nou oor aan dit. Nou kan jy nie meer gered word nie. 'n reprobate mind, because of seducing spirits in en deur predikers. Wat mense verlei en die prediker einde van die maand 'n 80 of 'n 90.000 rand check, hy is toe wat.
wat die kerk se naam is nie. Maar as daai baarmoeder opgedroog het, dat daai kerk nie handel soos in die boek van Handelinge nie, dan wil ek vanmôre vir jou sê, hardloop en kry vir jou 'n kerk wat selfdoktrin preek, met ander woorde, wat die waarheid preek. Al sit hulle 10, maar ek gaan eerder met 10 hemel toe, as met 100,000 hande klappende prosperity gelowiges hel toe. Ek sluit af. Hy sê, en hulle ween al dag deur, en dra hulle gerwe. En hulle ween voor God. Ek wil vir jou sê, ek wil 'n stelling maak uit die troonkamer van God uit. Dat Naomi al verklaar en sê, my blydskap is in die Here. Luister man. Jou blydskap in die Here begin met trane. Jou blydskap in die Here begin met trane. Want hulle het met trane gesaai en hy het gekom en hy het hulle geestelike baarmoeders aangeraak deur hulle mond te vol met gelag en hulle tong met gejubel. So seker as wat ek hier sit, dit wat jy saai, gaan jy maai. Maar pastoor, ek volg die Here, maar ek het nog net al die tyd lelike goed wat gebeur. Jy's nog besig om jou vorige sirkel wat jy geloop het, se oes af te haal. En nie voordat jy nuwe saad met jou trane gesaai het op die troonkamer se trappe nie, kan jy nie 'n nuwe oes in die Here hê. En wanneer jy by die nuwe oes kom, dan begin jy verstaan. As jy terugkyk, Here, U het my gered van sake, van verhoudings, van situasies wat my dood kon beteken het. Ek het besluit, ek gaan kamp opslaan op die trappe van die troonkamer. Ek het besluit, ek gaan aanhou roep en huil. Want in die eerste plek het God haar baarmoeder gesluit. Haar skoot was gesluit. So dit sê vir my, Pastor JJ, help as ek verkeerd is, pastore, sê, dit was nie God se wil vir haar, want haar skoot was gesluit. Maar dit beteken ook, God wil haar toets. Wat gaan sy doen in die oomblik wat sy bespot word en gespot word, geterg word, sleg gesê word? Jy's dronk. Hoeveel predikers verwys na die apostoliese kerk as dronk, spot en terg. Julle hou nie ouers. Julle Jesus ouers. Waar jy gehoor, jy word met die Here beseël en jy word gedoop met die Heilige Gees en tale praat, maar dit was vir Handelinge se tyd, dit bestaan nie meer nie. Hulle terg, hulle spot. Maar die vrou se fokus was op die vrou langs haar nie. Haar fokus was op die troon. En sy het gesê, Here, wat U ook al vir my gee, hierdie seun, sal ek teruggee aan U. En ek sal hom toewy aan U. En die Bybel sê, nadat sy hom gesoog het sy opgetrek na die tempel toe in Jerusalem en hom gaan teruggee aan die Here. Sy het hom miskien elke dag weer gesien,
Maar sy het geweet wat dit was om een te dra. Sy het hom nie elke dag teen haar pas gedruk nie, maar sy het geweet wat dit was toe hy aan haar gedruk het. Sy het dit gekoester, want sy het geweet toe sy hom teruggee, het sy hom teruggegee in die hande van hom, wat haar met hom vertrou het. Waarmee kan God jou vertrou vandag? Waarmee kan God jou vertrou? My pa het altyd vir my gesê, as jy nie 'n ding oppas nie, gaan God jou nie 'n nuwe ene gee nie. Rentmeesterskap. Haar rentmeesterskap, Here gee hom terug. Hy was 'n kind, maar nou gee hom terug. God gaan jou laat voel, hoe dit voel om te kry wat jy wil hê. Maar kan jy God genoeg vertrou om dit wat jy gevra het terug te gee aan hom? Hy wat, ek ken nie die geskiedenis nie, maar my suster, ek glo, daarna het sy nog kinders gehad. Want God kon haar vertrou. En weet wat was die belangrikste? The last word. Dit was die belangrikste. Toe sy swanger word, toe hou sy nog aan. Maar toe die kind in haar arms lê, het sy nie na Penina toe gestap en gesê, wee, ek het ook nog nie. Sy het haar afstand gehou. Want die Bybel sê, meng met die semels en vleer die varke op. Sy het haar afstand gehou, nie wat sy beter was, maar wat sy anders was. Het sy opgelig wat die Here aan mee geseën het, en God geprys. Want geen mens het saak gemaak wat hulle sê. Ek wil vanmôre jou by die punt bring. Dit gaan nie meer oor wat mense sê nie. Dit gaan nie meer oor hulle gespottery nie. Dit gaan nie meer oor hulle getergery. Laat hulle lag. As jy weet, jy lê ruim op die troonkamer se trappe, dan wil ek doen wat hulle wil. Sy wil nie eens meer eet nie. Vasting en gebed is sukses. Want ons lyk so goed, want ons eet so goed. Maar hierdie geslag sal nie uitgaan sonder vasting en gebed nie. En die Here gee vir 'n baarmoeder wat aangeraak word. En daai oomblik toe die baarmoeder aangeraak word, glo ek was dit die koortjie wat sy oor gesing het, sing hom vir my, touchie. Dis wat sy vir die Here gesing het. Maak nie saak wat die vrou sê, maak nie saak wat Penina sê, maak nie saak wat die Afghana sê, want hy is beter as 10 seuns nie. Moenie dat iemand inmeng met dit wat jy van God vra nie. Moenie dat iemand dit wat jy van die Here vra afskiet nie. Touching Jesus is all that matters. So dan maar sy aan daar op te roep kan. Jy moet honger hê. Jy moet 'n passie begin ontwikkel en sê, Here, minder van my, meer van U. Jy sit vanmôre en sê, Here, ek is op. Ek is moeg om moeg te wees. En jy besef, hierdie woord het vanmôre met jou gespreek, want jy sien, ek glo volgende Sondag, dat die Here beweeg en bonatuurlik met ons ontmoet. Maar hy wil eers vandag jou geestelike baarmoeder aanraak. Ek gaan nie saam met jou bid nie, want niemand het saam met haar gebid nie. Dit was sy en God en die troonkamer se trappe. Wanneer jy in jou binnekamer bid, verbeel jou jy lê op die
trappe van God se troonkamer en jy gaan nie daarop staan nie voordat hy jou seën nie. Jy sit vanmôre sê, Here, my baarmoeder het aangeraak word, my geestelike baarmoeder. Here, as U nou kom, weet ek gaan dit nie maak nie. As jy vanmôre wil uitstap en sê, Here, maar jy moet uitstap om hy stap van geloof te neem. Elke oog gesluit. Jy moet uitstap om hy stap van geloof te neem. En te sê, Here, my baarmoeder, my geestelike baarmoeder, the cry of the barren womb, die geween van 'n geestelike baarmoeder wat opgedroog het, stap uit. Kom kniel voor die Here. Kom kniel voor die Here. Kom kniel by die trappe van sy troonkamer. Maar jy moet opreg breek voor hom. Dis jou blydskap en jou vreugde en die gejubel wat hy wil gee, kan net kom deur trane oor jou baarmoeder in die gees wat opgedroog het. Stap uit. Hier 'n kans verloor. Dis reg. Dis reg. Dit na die altare weer vol mense raak. Stap nie geloof my vanmôre sê, Here, ek wil nie uitstap anders as wat ek gekom het. Daar's nog mense wat wil uitstap, hierdie vrymoedigheid. Moenie dat die duiwel jou vrymoedigheid steel vanmôre nie. Moenie dat die duiwel vir jou iets anders kan vertel nie.